net weer iemand al langs jou en sê hallo en stel jouself voor. Dit is vir my so 'n groot voorreg om vandag weer saam met jou te kan wees. En sommer heel eerstens wil ek vir elke mamma, elke vrou wat vanoggend hier so is, wil ons net sê baie gelukkige Moedersdag. Ek beloof jou, jy gaan vandag so bederf voel soos wat jy lanklaas nie gevoel het nie. En geniet net elke oomblik saam met ons. Ek wil vir Elandi Marie baie dankie sê wat vanoggend saam klavier gespeel. Kan ons dit vir haar lekker handeklap gee? Uitstekend om lekker saam met jou te bedien. Dankie vir jou en Japie wat ons vanoggend kom bedien het. Dit is vir ons so lekker dat julle saam met ons is. Ons het ook vanoggend het ons 'n kindertoewyding. Twee ouers wat sê ons wy ons kind toe aan die Here. So ek wil graag die Hawkins gesin net na vorentoe roem, Dwayne en Bianca en hulle dogtertjie Allison. En ons gaan net 'n oomblik fasiliteer waar ons net 'n kindjie toewy aan die Here. En kan ons net vir hulle lekker hande klap gee soos hulle opstaan. Dit is so lekker om hulle hier vanoggend te hê. Aan al die familie wat vanoggend hier by Kaleio Kerk is, baie welkom aan julle ook. Is so lekker dat julle saam met ons kuier. Kom staan gerus hier so by ons. Ek wil net 'n paar mense saam met my vorentoe roep. Erich en Elsie Skooman, julle kan gerus saam met ons vorentoe kom. En Gadiel, as Evelyn okay is, dan kan jy ook hier by my kom staan, anders moet jy vir ouma gee. Kom ons kyk maar hoe werk dit. Sy was die naweek by ouma en oupa, so sy is bietjie maar vas vanoggend. Daar is sy. Wat 'n spesiale moment dat ons hierdie oomblik kan fasiliteer waar ons klein Allison Hawkins aan die Here te kan toewy. Ek het die groot voorreg gehad om Bianca en Dwayne te trou 'n hele paar jaar terug. En so hierdie is vir my ook baie spesiaal om te sien hoe julle gesin groei en dit wat die Here in julle lewe doen. En ek is so trots op julle, hoor. Julle moet dit hoor. Dankie dat julle twee ouers is. Ek weet dit is nie altyd maklik nie. Gister as ek by kindertoewyding, as jou kinders klein is, na 9 die aand, tel niks meer nie, hoor. Moenie worry wat die vrou sê, dit tel nie in die huis nie. Maar hoewel dan dat julle twee pragtige kinders besig om se groot te maak, en dan hierdie oomblik sê, Here, ons wil voor 'n gemeente, voor 'n gemeenskap, wil ons 'n belofte kom maak, dat ons kinders sal groot maak om Jesus Christus te ken. En dit wat ons mekaar sê, hierdie is nie 'n doop nie, wat baie duidelik maak. Ons het nou baie lekker die afgelope tyd gesels oor doop, wat ons glo nie by Kaleio in kinderdoop nie, maar ons glo in die doop van die gelowige. Wanneer 'n persoon tot geloof kom, enige ouderdom, dan doop ons hulle omdat hulle tot geloof gekom het. Maar hierdie moment gaan oor twee ouers wat ons sê, ons maak 'n belofte om ons kinders groot te maak. Ek dink nie ons besef die ripple effek, Dwayne en Bianca, wanneer ons hierdie keuse in ons lewe maak nie. Jy sit jou kind op 'n traject van sukses wat ongekend is in hierdie wêreld. As hulle twee ouers het wat lief is vir mekaar, wat Christelike waardes in hulle inbou, dan sit jy hulle op vir sukses om optimaal te lewe soos wat Christus dit beplan het om te lewe. En wel dan dat julle dit doen. Ek wil vandag saam met julle bid. Ek het vir Erich en vir Elsie Skooman gevra, julle ken hulle glad nie, en dis goed. Want ek het vir hulle gevra om profetiese woord vir julle, vir Allison te kry. En kom ons maak 'n geskenk oop as jy kan, want ek wil net tog hierdie wys. By Kaleio wil ons vir elke kind wat toegewy is, daar's nou 'n knoop daar, gaan oop in die naam van Jesus. Okay. Ja, daar's 'n knipmes. Kyk, die Here voorsien nê. Kyk. Skus as ons dit nou sommer voor almal julle geskenk voor almal oopmaak, maar ek wil tog net wys, ons wil vir elke kind wat ons toewy, gee ons so 'n raam met die naam op en dan profetiese woord wat ons vertrou by die Here kry, en dan sit hulle dit binne in die kind se kamer. En hoe verkeerd ons al gesien dat daai woord uitspeel soos wat die Here dit beplan. En so hierdie geskenk wil ons vandag vir julle gee. Dat ons doen nie 'n kindertoewyding by Kaleio nie, ons wil regtig profeties oor klein Allison uitspreek wat nodig is. So Here, ons kom aan hierdie oomblik. Dankie vir twee pragtige mense wat vandag voor 'n gemeente staan en sê, ons beloof
ons wy ons kind toe aan die Here, om haar groot te maak, om U te ken, en om 'n pad saam met U te stap, tot die dag wat sy tot geloof kom, en U kies as haar verlosser en haar saligmaker. Here, ons wil 'n vuur van beskerming rondom hierdie gesin nou kom bid. Here, enige demoniese magte wat aangestel is om hulle te vernietig, kom breek ons daai krag nou in die naam van Jesus Christus. Here, ons kom bid voorsiening. Here, U sê, ek sal kyk na elke kind wat ek stuur. Dankie Here, dat daar geen stres hoef te wees oor finansiële voorsiening nie, maar dat ons vandag kan verklaar, uit U troonkamer uit, dat daar voorsiening vir elke kind sal wees. Here, ek wil hê dat vrees nou uit Dwayne en Bianca sal uitbreek, en 'n stuk vertroue, dat U vir my kind sal sorg. Dankie Here daarvoor. Here, ons is so lief vir hulle. Dankie dat hulle deel is van hierdie liggaam, waar hulle self uitleef, Here, met hulle spesifieke gawes, en ons is so lief vir hulle daarvoor. Dan bid ons vir klein Allison. Here, ek praat nou met haar. Here, ek spreek lewe en dit in oorvloed oor haar uit. Klein Allison, jy sal beskermd wees. Jy sal die Here ken, en die Here het jou vir 'n spesifieke roeping geroep. Dankie Here vir genesing in haar hele lyfie, dat sy kognitief, emosioneel sal wees presies soos wat U haar geroep het. Dankie vir die pragtige persoonlikheid. Ek bid dit in Jesus naam. Almal sê, amen. Dwayne, ek beleef net so in my gees, klein Allison gaan 'n slim enetjie wees. En sy gaan vir jou challenge, ou maat. Jy gaan moet reg staan. Here gaan haar baie sterk persoonlikheid gee, omdat hy haar baie sterk roep, om nie net rond te flout nie, maar om 'n massiewe impak te hê, en dit gaan tot jou frustrasie wees baie keer, maar weet dat dit is waarvoor die Here haar geroep het. Dankie daarvoor, dat jy 'n pa is wat moeilike dogters kan hanteer. Alright, ek het 3 van hulle. So, welcome to the club, Opel. Alright. Maar baie geluk met julle kindertoewyding vandag, en met Allison, kan ons vir hulle 'n baie groot handeklap gee vandag? Daar sy. Jy kan, Erich, wil jy dit vir ons lees? Ek wil ook net by jou aansluit. In die gebed het ek ook net gevoel, die Here beloof dat hy ons gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. En hy gee vir ons die nodige wysheid om sy kinders groot te maak, tree vir tree. Jy hoef nie nou die wysheid te hê vir hulle tienerjare nie, jy kry dit. So dag vir dag gaan hy vir julle wysheid gee, hy is jou herder. So jy hoef nie te bekommer oor, Here, gaan ons die regte ding kan doen, gaan ons goeie ouers wees nie. Julle bly net op die Here gefokus, en dit sal dan van daar af sal hy julle lei. Ek wil vir jou, Allison, hier is die woord oor jou lewe, mensie. Jy gaan lief wees vir die Here se woord en gretig om hom te gehoorsaam. Psalm 119 vers 32. Die Here se woord sal 'n lamp vir jou voete wees en 'n lig vir jou pad. Psalm 119 vers 105. Jy sal die Here eerste plaas in jou lewe en sy koninkryk soek, en die Here sal vir jou sorg. Matteus 6 vers 33. Die Here se liefde vir jou is nimmer eindigend, en hy trek jou nader aan hom. Jeremia 31 vers 3. Wanneer die probleme van die lewe kom, gaan die vreugde van die Here jou krag wees. Nehemia 8 vers 10. Die Here het jou op jou naam geroep, jy is syne. Jesaja 43 vers 1. Ag, baie dankie julle, so pragtig. Julle kan vir ons 'n sitplek gaan neem, en as sy 'n chappie daar wil hê, kan julle ook vir haar dit gee. Daar sy. Dankie Erich en Elsie vir dat julle ons help bedien het vandag, hoor, ons is baie lief vir julle, hoor. Ek wil vandag 'n woord met jou deel, toe ek besef wat die Here hierso wil sê vandag. Toe besef ek, dit is, vandag gaan jy wat goeie nuus nodig het, gaan goeie nuus hoor. En is dalk nie op die manier wat jy gedink het nie, maar hoeveel van ons het goeie nuus nodig in hierdie tyd? En ek wil so 'n bietjie net 'n recap vir wat ons laasweek gesê het. As jy laasweek nie in die kerk was nie, het ek gepraat oor die een ding wat die Here wil aanspreek, en dit is die woordjie vrees.
En die Here het ons kom begelei oor hoe hanteer ons vrees in ons lewe. En jy kan gerus na laasweek gaan kyk, maar as ons vinnig net recap, dan sê ons dat as alles verkeerd loop, as dit lyk of alle hoop verdwyn, moet ek en jy op 'n plek kom waar ons net een ding te definieer wat vas is in ons lewe. En die een ding wat vas is, wat nie van ons af weggeneem kan word nie, is ons posisie in Christus. Punt. Jy sien, wanneer dinge skeefloop, dan fokus ek en jy op alles wat skeefloop, maar ons redding is vas, en dit help ons om die deur oop te maak, om te begin hanteer wat ons nodig het om te hanteer. En toe land ek die preek, jy kan die ander punte gaan kyk, toe land ek die preek met hierdie woorde, dat deel van om vrees te oorkom in ons lewe, moet ek en jy verstaan, dat die Heilige Gees het lewend geword binne my en jou. Nou moet jy verstaan wat dit beteken, is dat die volheid van God se kapasiteit lewe binne my en jou. Jy het 'n krag oor vrees wat ongelowige mense nie het nie, punt. Ek wil hierdie vinnig herhaal. Die krag wat die skepping tot wording gebring het, die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, daai krag is in jou. En enige vrees wat jou lewe probeer vernietig, kan ek en jy by die naam aanspreek en sê, verwyder jouself. Laasweek so mooi, kom daar 'n persoon in die badkamer by my, en hy sê, hoorie, ek het nodig om iets vir jou te gee. Ek sê, hoorie, het jy jou hande gewas voor jy vir my iets gee? Okay, dit het nou niks met niks uit te waai nie. Die punt is, hy gee vir my so 'n botteltjie vol mosterdsaadjies. En dit is so pragtig van wat dit vandag beteken. Die geloof van 'n mosterdsaadjie. Ek het die krag om berge te verskuif deur die krag wat in my woon. Amen. OK. Maar vandag het ek nodig om met jou te gesels oor die Heilige Gees. Ek dink een van die grootste miskonsepsies in die hedendaagse westerse kultuur van kerk is die miskonsepsie van wat die Heilige Gees se doel en plek in ons lewe is. Baie mense besoek 'n sekere kerk en dan gaan beleef hulle 'n ander kerk en dan sien hulle mense doen snaakse goed, mense sing in tale en daar word vlae gewaai en mense val om en daar word goed uitgedryf en dan skrik ons vir wat die werking van die Heilige Gees is en ek wil ook sê ek het ook al baie geskrik in my lewe, hoor. Ek het al gesien hoe 'n tannie nie afrol by trappe nie, maar oprol by trappe. Dit was een van die snaakste oomblikke in my lewe. Ek weet nie of dit die Gees was of wat dit was nie. Okay, die punt is, daar gebeur baie keer weird goed. En baie keer is dit vals, en ek en jy moet die onderskeiding kan hê oor wanneer is dit vals, maar baie keer is dit bonatuurlike goed wat gebeur in 'n natuurlike wêreld. So ek en jy moet verstaan dat bonatuurlike goed lyk anders as natuurlike goed. En ons hoef nie bang nie voor te wees nie. Ons het die Gees in ons wanneer ons weet wanneer dit die waarheid is en wanneer dit nie die waarheid is nie. Wanneer dit vrede bring of wanneer dit manipulasie bring. Amen? OK. Maar vandag wil ek jou vat na 'n stuk van die Heilige Gees se karakter wat ons nodig het om in hierdie tyd te hoor. En dit gaan daaroor op Moedersdag dat ek wil vir jou 3 ooreenkomste kom wys wat die Heilige Gees met moeders het. Ek wil vir jou 3 ooreenkomste kom wys wat die Heilige Gees met moeders het. Nou wil ek gou-gou 'n disclaimer hierso net maak. Mense, nommer 1, die Heilige Gees is nie 'n vrou nie. Nommer 2, die Heilige Gees is nie Jesus se ma nie. Ek het hierdie goed al gehoor. Die Heilige Gees is God homself, maar hy het 'n volmaakte liefde, daarom kan hy ons lief hê, volmaak met al die nodige liefde wat ons nodig het, beide van vader en van moeder af. So hy kom wys en hy kom modelleer perfekte moederlike liefde. Alhoewel hy nie 'n vrou is nie, is hy volmaak. Maak dit sin wat ek vir julle sê? So hy kom modelleer wat vroulike liefde, karaktereienskappe is wat ons nodig het om suksesvol te funksioneer in ons lewe. So
Ek wil jou vandag begelei en ons gaan ooreenkomste sien wat ek weet jou net na 'n totale ander vlak van liefde vir die Heilige Gees gaan vat vandag. Maar ek wil vandag begin deur te sê dat ons moet verstaan dat elke moeder, elke ma 'n plek het in die samelewing. En dit beteken nie noodwendig dat jy eers 'n ma is wanneer jy kinders selfs fisies gemaak het nie. Ons weet hier is mense wat nog nie ouers is nie, maar daar is 'n moederlike instik, 'n moederlike manier wat die Here instinktief binne in jou geplaas het. Dis 'n bonatuurlike gawe. Amen. Elke ma het 'n plek in hierdie samelewing. En ons het julle brood nodig. Ek wil hê elke ma, elke vrou moet vandag hoor. In die geskiedenis was 'n vrou omtrent niks werd nie. Ek wil vandag sê, ons het geleer dat die Here 'n vrou spesifiek gemaak het, want dit is so nodig vir dit wat samelewing nodig het om reg te funksioneer. Maak dit sin? So elke mamma, kan ek jou vandag in die oë kyk en sê, Jesus, ons het jou nodig. Ons het jou gesond nodig binne in ons samelewing. Jy sien, ek wil hierdie ding hardop noem. Vaders, ons het 'n sekere spesifieke rol binne in huise, in gemeenskappe en in besighede. Vaders, daar's 'n spesifieke rol. En die hoofrol volgens my van 'n vader is hierdie ding, om alleenlik identiteit te kommunikeer. Wat probeer ek hierdeur sê? 'n Vader se rol is om vir die persoon in wie hy 'n vaderskapverhouding is, te sê, dis wie jy is. Ek hoop hierdie maak sin vir jou. Hy vestig identiteit. 'n Vader se rol is om identiteit te vestig. Maak nie saak wat die wêreld vir jou sê nie, maak nie saak wat die wêreld oor jou skree nie. Ek en jy as vader moet kom en sê, dis wie jy is. Jy's 'n kind van God. Ek glo in jou. Jy's goed genoeg. Ek is trots om by jou te wees. Ek is trots op jou. Dit is 'n identiteitsplek waar ek en jy moet funksioneer. En ons sien wanneer dit nie gebeur nie, wat die effek van dit op mense se lewens is. Dankie vir 'n perfekte vader. Al is hy nie biologies jou vader, hy is geestelik jou vader. 'n Perfekte vader wat deur sy seun se lewe kom bevestig het, jy is my kind. En niks, maar niks kan jou ooit weer skei van my liefde nie. Ek weet jy raak al moeg as ek dit sê, ek gaan dit elke week sê. Niks kan my skei van die liefde van Jesus Christus nie. Punt. Maar 'n moeder se rol is anders as 'n vader se rol. En dis hoekom ons glo dat die huwelik bestaan uit een man en een vrou onder die Here. Ek wil dit hardop sê, elke persoon aanlyn, die huwelik bestaan slegs uit een man en een vrou onder die Here. Want die Here het dit so spesifiek ontwerp, dat wanneer daar kinders of wanneer hulle vrugbaar is, of wanneer ons dit uitleef op ander maniere, dat daar 'n vaderlike rol is en dat daar 'n moederlike rol is. Maak dit sin? Nou, 'n moederlike rol is anders as 'n vaderlike rol. Dit kom bring nie net identiteit nie, maar dit kom vorm iets baie groot en dit is intimiteit. Intimiteit. Wat beteken dit? Plain Afrikaans. Dit beteken ek ken jou. Ek het nie net kennis van jou nie, ek ken jou diepste wese, ek ken jou diepste gedagtes, ek weet wie, ek ken jou beter as wat jy jouself ken. 'n Moeder kom vorm intimiteit in ons lewe. En wanneer dit kort kom, dink ek baie keer is dit nog 'n groter, drastiese seer ripple effek in mense se lewens, wanneer ek en jy nie geleer is, dat daar's nie net 'n persoon wat lief is vir my nie, daar's 'n persoon wat my ken, net soos wat ek is. En wanneer dit wegval,
tragies hoe mense daai intimiteit gaan soek op snaakse plekke. Want eintlik al wat wil beleef word is net 'n oomblik van iemand ken my. Kan ek vir jou sê, ek weet hier's nou 'n paar kinders, ek sal mooi en hoog praat, maar die rede hoekom ons baie keer wellus belewe in ons lewe, dat wat mense gaan op snaakse webtuistes goed gaan soek. Ek het dit ook al gedoen, want ons soek intimiteit op plekke wat nie noodwendig daai tipe intimiteit vir ons kan bied nie. Maak dit sin? Nou 'n moeder se rol, wat ons besef, is om intimiteit te vorm in ons lewe. By 'n moeder is daar 'n plek van no judgment. Geen judgment. Het jy dit al beleef? As jy regtig stout was as kind, en jy het nou goed droog gemaak, nou weet jy gehardloop na jou ma of jou pa. Ek het eers na my ma toe gegaan. Want daar is 'n plek van no judgment. Daar is 'n plek van intimiteit. Sy ken my, né? En verder as dit, is daar 'n veilige spasie en 'n plek van vertroosting. En dit is waar ek vandag die koneksie wil bou tussen die Heilige Gees en moederskap. Jesus sê die volgende vir ons in Johannes 14, en jy kan saam met my lees op die bord. Ek sal vir die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Jy sien, een van die karaktereienskappe van die Heilige Gees is so moederlik dat sy teenwoordigheid jou nooit ooit sal verlaat nie, want hy ken jou diepste wese. Mense, daar is baie keer nie vertroosting soos 'n moeder se vertroosting nie. Ek weet nie van jou nie, maar ons het dit so nodig. 'n Moeder se vertroosting, wanneer ek en jy deur sekere goed gaan, en iemand kom net en sê, ek sien jou raak, ek ken jou. En dit is die titel van hierdie boodskap, 'n ma weet maar net. 'n Ma weet. Jy kan funksioneer in 'n situasie, jy kan maak vir die wêreld of jy okay is, jy kan rondbeweeg en vir die wêreld sekere prentjies wys. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer kom 'n ma net by jou en sê, wat gaan aan? Jy lyk nie vir my okay nie. Net daai uitreik van iemand wat jou raak sien. Hoe kragtig is dit nie? Ek wil vandag vir jou sê, ek wil jou uitnooi in 'n verhouding met die Heilige Gees. Ons verstaan nie altyd hoe dit werk nie. Maar dat die Heilige Gees daar is om juis hierdie vraag vir jou te vra. Hey, wat gaan aan? Ek ken jou. Ek sien jy's nie okay nie. Ek sien jy werk deur goed. Ek sien jy's vol vrees. Ek weet nie van jou nie, maar daai teenwoordigheid van die Heilige Gees wat rondom jou is, wat jou kom omhels, wat jou vashou, veilig op die bors het. Daar is nie 'n ander dieper vertroosting as dit nie. Ek dank die Here dat hy sê in sy woord, hy los ons nie soos weeskinders agter nie, maar hy stuur 'n ander vertrooster, die een om by ons te wees, om in ons te wees, wat ons diepste wese ken. 'n Ma weet maar net. Ek is so trots op my vrou. Sy weet altyd net, toe die kinders klein is en nou ook, dan skree 'n kind in die aand, jy weet, dan is jy nou wakker, dis hoe ek klink in die aand as ek wakker word, maar in elk geval, en dan huil die kind en skree, en dan is jy soos, wat gaan aan? En dan sal my vrou sê, man, ek weet daai label binne in die babykrou krap haar. Soos, hoe het jy dit geweet? Wragtig, trek 'n ander baby, niks, alles oor en verby, kindjie slaap.
of huil, weet presies, ek weet nie, ek staan in bewondering van elke ma, wat baie keer net presies weet wat fout is. Baie keer wanneer jy self nie eers weet wat fout is nie, weet 'n ma al klaar. Wat is fout en wat gaan aan? So net soos die ma weet wat aangaan, die Heilige Gees weet maar net waar jy is en hy weet wat fout is wanneer jy nie eers weet wat fout is binne in jou nie. En ek loof die Here vir 'n vertroostende karakter. Sy eerste verantwoordelikheid in my en jou lewe is om wat te kom doen? Om te kom vertroos. Hier is 'n hele paar mense hier vanoggend wat diep vertroosting nodig het. En ek wil jou uitnooi, laat die Heilige Gees toe om dit op 'n ander vlak te kom doen in jou lewe. Om vir jou te kom wys, hey, ek wil jy moet mooi hoor, ek het jou, ek is by jou, ek sal jou nooit verlaat nie, ek weet presies wat om te doen om jou genees te kry, jy is veilig by my, maak nie saak wat jy aangevang het nie, jy is veilig, ek ken jou, ek is met jou. Ek weet nie wat vir jou iets beteken nie, vir my is ek net mal oor die Heilige Gees se karakter, wat my baie keer net perfek lief het. Amen. En so 'n ma weet, so die eerste punt is, ma, ons het jou nodig, jy het 'n plek in ons samelewing. Nommer 2, ma, dankie dat jy baie keer weet wat aangaan, voordat ons nog weet wat aangaan. Nou wil ek dit vandag 'n oomblik neem, en net vir die ma's in my lewe. Ek is bevoorreg om vandag 3 ma's, en dan my vrou ook te hê so vandag. Maar kan ek dit 'n oomblik neem, ma, om vir ma uit my hart dankie te sê. Dat jy my reg deur my lewe nie weggewys het nie, onvoorwaardelik lief gehad het, vir my elke geleentheid gegee het, wat ek ooit nodig gehad het, al was ek nie altyd dankbaar nie. Dat jy na my kinders kyk, dat jy vir my vrou onvoorwaardelik lief is. Ek is regtig lief vir jou. Maar Deedrey, my skoonma, ek wil vir jou sê, ek is regtig lief vir jou. Jy het vir my geondersteun, jy het my deur die lewe gevat, jy het my nooit veroordeel nie, jy het my onmiddellik aanvaar, dankie daarvoor, ek kan regtig sê, ek het die beste skoonma in die hele wêreld, regtig, is nie alleen nie, dankie ma vir alles, en ouma Lorette, my ouma wat vandag hier by ons kan wees, sy is al 80 jaar oud, wat ek weet, ure deur gebid het, ure deur van by ons was, my lief gehad het, net soos ek is, so, nou gaan nie oor julle nie hoor, gaan nou my ouma se oomblik, ouma, ek is lief vir jou, dankie, en dan vir my eie vrou, mense, 'n vrou wat 3 kinders so perfek groot maak, en soos julle weet, ons het eenetjie verloor, en eintlik 2 verloor, maar eenetjie verloor, wat vandag Kaleyo is, ons het nie vir Kaleyo nie, maar ons het Kaleyo hier voor ons, so julle is nie net vir ons, julle is ons 'n kind, maar Gadiel, dankie, dat ek net vir jou kan sê, jy is ongelooflik sterk, ek het soveel respek vir jou, ek leer so baie by jou, en dankie dat jy my onvoorwaardelik lief het, en dankie dat jy my ken. Ek gaan julle vra om vir my ouers net 'n handeklap te gee vandag. Hulle het 'n ongelooflike job gedoen, om ons almal groot te kry. Ons is nie perfek nie, ons is baie keer weird, my ander siblings nie, ek nie, maar in elk geval, ek vir jou vandag wil ek hier so land, die Here het vir my ietsie kom wys rondom die Heilige Gees se karakter wat jy brood nodig het om te hoor vandag. En toe ek die ooreenkoms sien, toe besef ek, yes, Here, al is dit net hierdie ding, al het U niks anders kom doen en het soveel meer kom doen as hierdie een ding, Here, is U God en ek sal U dien vir die res van my lewe. En dis die ding wat ek nou vir jou wil wys. Ek wil jou vat nou 'n storie in 1 Samuel. En ek wil jou vandag gesels oor 1 Samuel, oor Samuel se mamma. Haar naam was Hanna. Ek wil jou iets kom verduidelik oor wat Hanna gedoen het rondom haar seun. En Hanna was op 'n baie moeilike plek in haar lewe, want sy het die Here vertrou vir 'n kind. En ons tel hierdie storie op waar sy by die profeet Eli is,
en hoe sy optree in daai oomblik. Kan ek dit vir jou lees? 1 Samuel 1 vers 10 tot 20, van vers 13 af, sê dit, haar lippe het beweeg, maar 'n mens kon niks hoor nie. Haar lippe het beweeg, maar 'n mens kon niks hoor nie. Sy was so bedroef, sy was so in pyn, sy was so in verlange, dat sy iets geprewel het, dat sy iets gepraat het, maar jy kon nie hoor wat sy sê nie. Hou net vas aan hierdie gedagte, want ons gaan nou terugkom na hierdie gedagte toe, dat sy so diep in gebed was, dat ons nie eers kon hoor wat sy sê nie. En dan gaan hy sê, hy dink toe sy is dronk. Typies man, moet jy dan nou per soop by jy aankom, sê hy. Los die drank uit. Ekskuus dat ons mans nie altyd raak sien wat ons onmiddellik nodig het om raak te sien nie. Van al die mans wat hier sit, nie nou vir jou vrou kyk nie. Ek sê vir julle, jammer dat ons baie keer stupid is. Okay. Ons is baie keer selfsugtige klein seentjies, ek sal dit hardop sê, en ons sien nie altyd raak, presies soos ou Eli. Alright, so, vat die jammer, ons bedoel dit regtig, en hy sê, los die drank, en dan sê sy, o nee meneer, antwoord sy, ek het nie sterk wyn of sterk drank gedrink nie, ek het net diep bedroef, ek het maar net my hart voor die Here oopgemaak. Asseblief moenie dink ek is 'n slegte vrou nie, ek het so lank gebid omdat ek baie hartseer is. En dan sê vers 17, gaan gerus, sê Eli, mag die God van Israel jou wat vir jou gee wat jy hom gevra het. Baie dankie meneer, antwoord sy en gaan terug om te eet. En sy was nie meer hartseer nie. Ek wil jy moet vinnig sien wat hier gebeur. Sy kom by Eli aan, sy smeek die Here, Here asseblief, my diepste hartsverlange, sy pleit, sy soebat, sy's bedroef, op die punt waar sy, mense dink sy is dronk, het jy al 'n vrou sien bid op daai plek? Daar's min goed so kragtig soos 'n vrou wat bid. 'n Vrou wat intree. 'n Vrou wat in die plek kom staan. Jy sien, dis wat die Heilige Gees kom doen, hy kom tree vir ons in, soos wat 'n ma vir haar kinders intree. Laat ek dit hierdie ding hardop sê, daar's min soos 'n ma wat kan bid vir haar kinders. Dit klink nie soos 'n tafelgebed nie, glo jy vir my. Dis 'n pleit, dis 'n soebat, dis 'n skree, dis 'n aanhoudende deur die nag gebed, totdat dinge verander. Het jy al dit raak gesien? Hoor gou mooi. Vers 19, die gesin het vroeg die volgende oggend opgestaan, nadat hulle die Here aanbid het, is hulle terug na Rama toe, en Elkana het by Hanna geslaap, en die Here het Hanna se versoek onthou, en sy het swanger geword, en op die regte tyd geboorte gegee aan 'n seun. Kan ek net hierdie hardop sê, op die regte tyd. Op die regte tyd. Ek weet nie waarvoor vertrou jy die Here nie, maar ek het nodig om vandag profeties vir jou te sê, op die regte tyd. Sal die Here jou versoek hoor. En hoor dan, sy het hom Samuel genoem, want hy het gesê, ek het hom by die Here afgesmeek. Kan ek hierdie ooreenkoms vandag bou? Ek wil hê jy moet dit saam met my raak sien, dat presies soos wat Hanna by Eli en by die Here gesmeek het vir haar kinders, so smeek die Here, die Heilige Gees, smeek die Vader, bid by die Vader. Hoor jy die kragtige skrifvers in Romeine 8 vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Want hy het daai prentjie, Hanna wat pleit met woorde wat nie gehoor kan word nie. Net so pleit die Heilige Gees vir my en vir jou. Wat beteken dit?
Was jy al ooit op daai plek wat jy nie eers geweet het wat om te bid nie? Was jy ooit op daai plek waar jy het gesê het, Here, ek is sprakeloos, ek weet nie eers wat om te sê in hierdie oomblik nie. Soos 'n moeder bid vir haar kind, so bid die Heilige Gees vir my en jou elke oomblik van elke dag vir presies wat ons nodig het. Ek weet nie van jou nie, dit het my brein geblaas. Dat daar iemand is, jy voel verlore, jy voel ver, jy voel niemand kyk uit vir jou nie, jy voel agter, jy voel op 'n plek waar jy alleen in 'n weeskind is, jy weet nie hoe jy deur die nuwe seisoen gaan kom nie, jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie om op te tree nie. In al daai tyd is die Heilige Gees besig om vir jou in te tree elke oomblik van elke dag, elke ding wat jy nodig het, is die Heilige Gees daar. Dit maak my net weer verlief op die Here. Dankie Here, dat wanneer ek swak is die Heilige Gees sterk. En dan gaan dit verder, vers 27, en God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hierdie is so belangrik om te verstaan. Jy sien, die Heilige Gees kom pleit nie net ons woorde nie, hy kom pleit volgens die wil van God. Wat so belangrik is om te verstaan. Vers 28, ons weet dat God alles, kan ek weer sê, alles, ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Voel jy agter? Voel jy bekommerd oor die toekoms? Voel jy weet nie wat van jou gaan word nie? Die woord sê vir my en jou, dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Selfs die seer, selfs die pyn, selfs die verlange, selfs die verlore, alles. En jy gaan terugkyk oor jou lewe, en dinge wat jy nie nou verstaan nie, dinge wat nou vir jou te moeilik is om te verstaan, gaan jy terugkyk eendag in die hemel en hier gaan sê, kyk, hoe het alles perfek uitgewerk. Ek weet nie van jou nie. Jy sien selfs daai foute wat ek en jy gemaak het, selfs daai keuses wat ek en jy gemaak het, selfs die goed wat nie geloop het soos dit moes loop nie, selfs die eie foute wat ons gemaak het, selfs daai goed is die Here so groot dat hy selfs dit kan laat in goeie meewerk vir my en jou. Wat hom liefhet, Jolande, jy kan na vorentoe kom. Ek hoop jy stap met 'n stuk bemoediging en 'n stuk hoop vandag hier uit. Soos wat Hanna by die Here pleit. In tye wat jy nie eers weet wat om te bid nie, is die Heilige Gees so getrou om presies te pleit by die Here wat ek en jy nodig het. Here, ek wil vandag kom en mense kom bedien. Here, U sê, U stuur vir ons 'n ander vertrooster. U stuur vir ons die een wat ons ken, soos 'n moeder ons ken. Here, die een wat ons voed, soos 'n moeder ons voed. Dank die Here, dat ons nie verlore hoef te wees nie, maar dat U, met U Heilige Gees, ons het. Ek bid dit in Jesus se heilige naam. En almal sê saam met my, amen. Ek wil eindig op hierdie manier, mamas, ons wil julle bederf vandag. En ons het vir julle 'n geskenk gekoop. En hierdie geskenk is 'n paar oorbelle. En hierdie paar oorbelle word gemaak deur 'n persoon in ons gemeenskap met die besigheid se naam is Henna Collective. Ek wil vandag vir jou sê profeties dat wanneer jy daai oorbelle aantrek en ooit voel
Dinge loop skeef, dinge is agter. Ek voel verlate. Dat jy sal onthou dat die Heilige Gees, soos wat Hanna by die Here pleit, so pleit die Heilige Gees vir my en jou, dat hy ons het. Is dit 'n oulike geskenk? Ek weet nie, dit is maar... So na afloop van die diens kan jy gerus deur daai 2 deure loop en daarso sal 3 mandjies wees met, jy kan vir jou kies wat vir jou mooi is. Jy kan kies wat met jou praat, daar's verskillende shapes en sizes, maar ons vir jou net gebless het vandag. Ons wil vir jou sê ons is lief vir jou. En dat jy sal onthou, jy sal nooit alleen wees nie. En dankie uit ons harte uit vir wat elke mamma doen, kind of nie kind, elke vrou. Maar ek wil tog in hierdie oomblik die bold stap vat om vir mammas te bid, wat nog nie. En ek wil vir jou sê, ek is baie versigtig om hierdie te doen, en ek is baie bang om hierdie te doen, maar in autoriteit wil ek vir jou sê, Here, ek wil elke stuk onvrugbaarheid kom aanspreek nou in die naam van Jesus Christus. En dit kom breek, want U het ons geroep om vrugbaar te wees. Here, U sien die trane in die nag, U sien die huil in die nag. Here, dankie dat U op die regte tyd sal hoor. Here, ek bid vir genesing oor elke liggaam wat hier is, elke persoon wat aanlyn kyk, elke persoon wat nou na hierdie kyk, mammas wat hierna kyk met diep seer en bedroefheid. Kom spreek ek nou oor jou, die naam van Jesus Christus, die genesende krag, en ek spreek oor jou vrugbaarheid. Dankie Here, dat U ons hoor. In Jesus naam bid ons dit. En almal sê, Amen. Sjoe. Vir elke persoon wie se mamma nie meer is nie. Vir elke persoon wat 'n mamma regtig nodig het in hierdie tyd. Mag jy hierdie week die vertroosting, die liefde van die Heilige Gees se perfekte liefde beleef. Dankie Here dat U selfs in ons diepste seer ons nie los nie, maar dat U ons perfek kom lief hê. In Jesus naam bid ons dit en almal sê, Amen. Magtig, ek is lief vir julle. Het ek al vir jou gesê ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Mag jy hierdie week net die vertroosting en die liefde van die Here beleef. Ek is eintlik spyt, ek sien jou eers oor 2 weke, maar dit is goed. Rus volgende week. Die jaar, ons is amper in die helfte van die jaar. Klomp to-do-lysies, klomp goedjies wat moet gebeur. Onthou om te rus. En so vat volgende naweek 'n oomblik, 'n Sondag. Kom ons noem dit slipper Sondag, hè? Slipper Sondag. Hou jou slippers aan. En rus. Rus saam met die Here. En dan sien ons jou die 25ste Mei. Ek is so opgewonde oor die 25ste Mei. Ons het daardie dag het ons nagmaal Sondag en ons het weer 'n doopgeleentheid. Ek wil vir jou sê, amper wil ek vir jou sê, jy is nog nie gedoop as jy nog nie hier gedoop is nie, maar okay, dis nie reg nie. Dis nie dis nie teologies reg nie. Maar ons het weer 'n doopgeleentheid. Ons het agtergekom, soos ek laasweek gesê het, daai is 'n heated pool daar agter. Hy kan eintlik warm wees. So jy gaan in warm water gedoop word. So as die Here met jou praat oor die stap om gedoop te word, dat jy verstaan dat jy gesterf het saam met Christus en lewendig geword het saam met hom, dan wil ons 'n pad saam met jou stap. Dis die grootste oomblik in jou lewe om net 'n oomblik te vat en te sê, ek is in Jesus en niks, kan ek dit weer sê? Niks kan my ooit weer skei van sy liefde nie. Amen. So, ons gaan 'n doopgesprek hê, die 20ste Mei dink ek, ons sal al die inligting deurgee, en dan gaan ons weer 'n doopgesprek met jou hê. As jy nuuskierig is, woon dit by, kyk net al ons sosiale media, al die inligting sal daar wees.
En dan heel laastens, dankie vir dit wat jy gee. Mense, uit my hart uit dankie. Dankie dat jy gehoorsaam is en dat jy gee uit 'n plek van oorvloed uit. Dat jy gee na hierdie bediening toe wat mense gered, gesond en gestuur wil sien. En ek is opgewonde wat die Here deur hierdie gemeenskap en hierdie kerk wil doen. So dankie vir elke offergawe, elke ding wat gegee word. Dit maak dit beskikbaar dat mense die evangelie op die regte manier kan hoor, gesond word en gestuur word. Kan ek jou bless? Ek wil jou eintlik net seën, net daar waar jy sit. Steek uit jou hande na my toe uit. Here, ek kom seën elke persoon wat hierso is. Met die oorvloed wat in Jesus Christus is. Met voorsiening. Ek kom seën hulle met die vrede van Jesus Christus wat alle vrees verdryf. Ek kom seën hulle met die vertroosting van die Heilige Gees wat mense het in die volgende seisoen. Dankie dat daar liefde hier beleef kan word. In Jesus naam bid ons dit en almal sê amen. Kom ons kuier lekker, kom ons kry lekker koffie, moenie te vinnig huis toe gaan nie. Dankie, sien jou 25 Mei, selfde tyd, selfde plek.